Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons troue Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om met medegelowiges saam U te kom ontmoet. Nie omdat U in hierdie gebou bly nie, maar omdat U in ons harte saam met ons kom en ons nou saam verenig voor U staan. En in ons harte is daar 'n loflied, daar's 'n sang wat uit wil jubel om te sê, ons is so bly, so dankbaar dat U ons, U kinders gemaak het en dat ons U, ons Vader kan noem. En omdat U ons Vader is, daarom kan ons tot U nader en met U praat oor alles wat op ons hart lê. En ons het nou pas geluister na U onderrig en ag Here, ons bely voor U dat ons maar sondaars is. En dat ons baie keer, op baie maniere, U wil oortree. Maar ons dank U ook vir die vryspraak wat ons kan hoor. Sê jou sondes is vergewe, gaan in die vreugde van jou Heer. En dit gebeur deur die geloof. Wanneer ons aan die hand gevat word, om die kruis te sien vir wat dit is, en vir wat daar gebeur het. En ons deur die Gees gelei word, om te sê, ja Here, ek glo, ek weet, dat Jezus ook vir my aan daardie kruis gesterf het. Daarom dank ons U, ook in hierdie Kersfeestyd, dat ons kan onthou dat Jezus gebore is. Maar saam met dit, onthou ons ook dat hy gebore is, om 'n vloekdood te sterf, in ons plek. Maar ons kan ook vir U vra, Vader, dat U saam met Christus vir ons sal volmaak met die Heilige Gees. Ons kan so maklik afblaas, nie meer vol lig, vol gees wees nie. En daarom vra ons, dat U ons telkens weer sal volmaak, sodat ons uit U krag uit, die krag van die Gees, die nuwe lewe sal leef. Ja, dat ons sigbaar sal wees, as U kinders, dat die Gees ons gewete sal vorm, en dat die Gees ons sal laat volhard, tot aan die einde toe. Vader, ons bid ook vir elkeen van ons in ons persoonlike omstandighede. U ken ons, U weet wat in ons harte aangaan, U weet van hulle wat kronies siek is, wat akuut siek is, U wat weet van elkeen wat een of ander smarte gaan, een of ander vrees, angs, een of ander moeilike tyd in hulle lewe, enigiets. Here, ons vra maar net dat U ons sal vashou en dat ons in al ons aanvegtinge sal weet dat U daar is en dat U oor ons die wag hou. Wees dan ook so met elkeen van ons in hierdie vakansietyd, wees met hulle wat op reis is, bring almal veilig terug. Ons vra ook, Here, steeds dat U ons sondes vergewe, net omdat Jezus daarvoor betaal het. Amen. Geliefdes, ek gaan vir ons lees uit Jakobus hoofstuk 4. Ek gaan so 'n bietjie meer by die eerste gedeelte stil staan, maar ek gaan die hele hoofstuk lees. Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes, wat in julle ledemate oorlog voer nie? Julle begeer, maar julle besit niks nie. Julle pleeg moord en is vol jaloesie en julle kan niks bereik nie. Julle veg en maak oorlog en tog het julle niks, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle wellus kan deurbring. Egbrekers, weet julle dan nie dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. Dis ons teksgedeelte. Weet julle dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. Of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die Gees wat hy in ons laat woon het? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, dan sal hy tot julle nader.
Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte. Hande is symbool van jou dade, né? En jou harte is symbool van jou innerlike. Reinig julle hande, sondaars, suiwer julle harte, dubbelhartiges. Weeklaag en treur en huil. Laat julle lag en droefheid verander en julle blydskap en somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Moenie van mekaar kwaad praat nie. Wie kwaad praat van sy broer of sy broer oordeel, praat ook kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n doener van die wet nie, maar 'n regter. Daar is net een wetgewer en een regter, hy wat in staat is om te verlos en te vernietig. Maar jy, wie is jy om jou naaste te oordeel? Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dis maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. So, geliefdes, die mens het al wonderlike dinge reg gekry. Ons stuur mense maan toe. Ons het ruimtetye wat die planete gaan verken, tot in die verre ruimte. Ons gaan in die oseane en ons verken die oseane. En ons het die vermoë om met atoombomme en waterstomme die hele aarde te vernietig. Die aarde uit sy baan uit te vat en alle lewe dood te maak. Maar aan dit alles is daar een ding is wat ons nie kan regkry nie. Dan is dit om in die toekoms in te kyk. Die toekoms waaroor ons tog so nuuskierig is. En nou is dit nie asof ons nie probeer nie, né? Die een sê, kom ons luister na Nostradamus. Ander een sê, nee, Siener van Rensburg is my man. Ander een lees ywerig die sterre voorspel. Ander loer weer by 'n gypsy in. Sien 'n waarsegster en sê, wat sê my teeblare van my? Of wat sê my handpalm of die kaarte van my? Maar is alles te vergeefs. Die toekoms wil maar net nie saamspeel en homself aan ons ontbloot nie. Wat sal tog die rede wees hoekom mense so graag in die toekoms wil inkyk? Ek wonder nogal bietjie oor. Hoekom al hierdie energievermorsing om die toekoms te probeer inkyk? Ek dink daar is seker 'n verskeidenheid van redes en elke mens het sy eie rede. Maar ek dink, ons dink by onsself, as ek net kan weet wat die dag van môre inhou, wat die toekoms inhou, dan kan ek voorbereid wees. Dan sal ek reg wees. Bring die toekoms dalk vir my rykdom en voorspoed, dan weet ek kan volhard. As dit terugslag gaan bring, sal ek dit dalk beter kan hanteer as ek voor die tyd weet. Maar hoe dit nou ook al sy, die feit is dat geen mens in die toekoms kan insien nie, ook nie Christene nie, al sit hulle in 'n bakkie en vertel vir jou wat môre gaan gebeur. Ons kan wel weet uit breë trekke wat die Bybel leer oor verdrukking en afval en vervolging tot die dag van die wederkoms, siekte en ellende en dood totdat die wederkoms plaasvind. Maar van die dag tot dag se dinge sê die Here vir ons niks. So nou staan ons aan die begin van 'n nuwe jaar. En nie een van ons weet wat op ons wag nie. Dit is soos Jakobus dit vir ons sê. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring, handel dryf en wins maak. Julle wat nie eers weet wat die dag van môre sal inhou nie. Nie eers weet wat die dag van môre sal inhou nie. Dit is ook nie maar toevallig dat ons nie die toekoms ken nie, want ek glo God in sy alwysheid het dit so bepaal. As ons sou die hele tyd wag vir die slegte om te gebeur, die negatiewe, dan sou dit ons lam gelaat het. Sodat ons nie elke dag by die nek gevat het en geleef het nie. Ons sou net gewag het vir die slegte dinge. Ons sou moed verloor het. Ons sou niks uitgerig gekry het nie. Want inderdaad, moet ons dit verstaan, in elke mens se lewe is daar swaar kry, terugslag, grootes en kleintjies. Daar is siektes, daar is dood,
daar's ellende. So as ons in die toekoms wil insien en ook weet wat op ons wag, wat negatiewe dinge betref, gaan ons regtig waar begin om bekommerd te wees op die manier wat Jesus ons waarsku om nie bekommerd te wees. Dan gaan ons nie elke dag leef voluit nie. Moet julle nie bekommer en vra wat sal ons eet of drink of aantrek nie. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En alles wat jy nodig het, sal vir jou bygevoeg word. Maar as ons dit nou alles gesê het, geliefdes, beteken dit daarom nie dat ons heeltemal onvoorbereid die toekoms ingaan nie, 2026 ingaan nie. Die Here gee wel in die Bybel, en in die Bybel alleen, geen ander plek nie, vir ons toerusting oor hoe ons met vertroue die toekoms kan ingaan. Ek gaan dit weer sê, die Here gee vir ons in sy woord, in die Bybel, en in die Bybel alleen vir ons toerusting, sodat ons die toekoms met moed en ywer en vertroue kan tegemoet gaan. Maar dan gaan dit nie oor die vooruitsê van sekere gebeurtenisse nie, maar juis oor die toerusting, sodat elke disipel voorbereid sal wees om enige moontlike situasie wat in sy lewe kan opduik, kan hanteer. En hier is die geheim. Hier is die geheim. Hier is waaroor dit gaan. Die essensie van voorbereid vir wees vir die toekoms vind ons in 'n verhouding met die Here God. Dis die geheim. As jy die toekoms wil ingaan, moet jy gaan kyk, hoe lyk my verhouding met die Here? Het ek 'n verhouding met die Here? Hoe lyk my verhouding met die Here? In ons teksgedeelte word hierdie verhouding vergelyk met 'n vriendskap. Elkeen van ons glo ek, weet dat 'n vriendskap aandag moet kry. 'n Persoonlike, intieme vriendskapsverhouding kan nie op 'n goeie vlak gehandhaaf word as daar nie aandag gegee word aan die opbou en die uitbou van die vriendskap nie. Dis maar net so. As jy nie aandag gee aan jou vriende nie, gaan jou vriendekring kwyn. Vriende moet aandag aan mekaar gee. Dis presies wat God vir jou gee vir die toekoms, vir jou 2026. 'n Belofte van sy kant af van 'n sterk band met jou. 'n Verbondsvriendskap kan ons dit noem. Ons sou dit kon sê 'n bloedverbond, want Jesus het met sy bloed jou gekoop. En daarom sê die Here vir ons met versekering en met oorgawe, aan sy liefde is daar geen einde nie. Dis die Here, die vertroue waarmee jy die toekoms kan ingaan. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Psalm 136, 118, Psalm 11. En daarom moet ons ook verstaan, as die Here na ons uitreik en sy vriendskap aan ons gee, die verbondsverhouding aan ons gee, dan skep dit ook 'n verantwoordelikheid van ons kant af om aan hierdie vriendskap, aan hierdie verhouding aandag te gee. En dit is hartseer om te sê dat ons baie keer hierdie verhouding met die Here afskeep, vereng. So hoe kan ons in die nuwe jaar ingaan en hierdie verhouding met die Here gaan versterk? Want as ons in die sterk verhouding is, dan kan ons vorentoe gaan, al gebeur wat. Hoe versterk ons hierdie verhouding, sodat ons met vertroue die toekoms kan ingaan? Wel, die basis van ons verhouding met die Here is ons verhouding met Jesus Christus. Dis waar dit begin. Geliefdes, Jesus Christus is so onlosmaaklik deel van ons verhouding met God, dat sonder 'n verbintenis met Jesus, ons nie slegs kan praat van 'n onvolmaakte of 'n onvolledige verhouding met God nie, maar sonder Jesus is daar geen verhouding nie. Geen verhouding as jy nie aan Christus gebind is deur die geloof nie. Want Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur hom nie. Dis hartseer, geliefdes, maar waar, dat ons verhouding met die Here ook voorafgegaan word deur 'n baie spesifieke besef. Die besef dat ons sondaars is. Ons het nou geluister na die onderwysing van die Here. En as mens daarna luister, dan weet jy, ek is 'n sondaar. En dis waar die verhouding begin, dat ek dit weet, dat ek dit erken. Dat ek nie myself probeer regverdig nie, maar voor die Here buig en sê, Here, dit is waar wat U sê. Maar
As ons ons sonde besef het, dan kan ons ook by die voete van Jesus gaan skuil. Want jy word van jou sondeskuld verlos, met die Vader versoen, deur geloof in Jesus Christus. En wat is geloof dan? Is die wete, dat Jezus plaasvervangend in jou plek aan die kruis gesterf het, op Golgotha. Maar dit is juist hier wat ons baie keer, ek dink die meeste van julle weet het, ek hoop almal wat hier sit weet het. Ek hoop nie is iets wat jy niets hoor vandag vir die eerste keer. Jou verhouding met God berus op Jesus Christus, geloof in hom, en die wete dat hy in jou plek gesterf het. Dit is die essensie, dis die kern van die Christelike geloof. Maar dan vereng ons dit baie keer. Ek is oortuig dat dit die Satan is wat maak, dat ons dink dit is al wat ons verhouding met die Here beteken. Kom ek stel dit baie duidelik, broer en suster. Die geloof is inderdaad die absolute grondslag van ons verhouding met God. Maar dit is nie die som totaal nie. Dit is nie al wat daar is nie. Dit is nie net geloof in Jesus Christus nie. Nee, daar is 'n voller prentjie wat die Here vir ons leer in die woord. Daar's baie meer fasette aan hierdie verhouding met hom. Dit begin, die kern daarvan is Jesus Christus, geloof in hom. Maar dis net die begin. Dan volg die res. Ons teksgedeelte lig een van hierdie sake uit. Dit is duidelik, om in 'n verhouding met God te wees, impliseer dat jy 'n vyand van die wêreld moet wees. As ons 'n manier wat ons vir mekaar sê, 'n ware vriendskap, en 'n ware vriendskap is my vriend se vriende my vriend en sy vyande my vyand. Hoeveel te meer is dit nie waar van God nie. Die wêreld wat God se vyand is ook my vyand. Vyande haat mekaar, vyande maak oorlog, vyande loop nie hand om die lyf nie. Maar miskien moet ons vir 'n oomblik net na die definisie kyk. Want wat word bedoel met wêreld? Bedoel dit almal wat nie deel is van my kerk nie? Bedoel dit alle mense op die aarde? Beteken dit alle kulturele bedrywighede? Beteken dit alle ongelowiges? Moet ons 'n laar trek en 'n kokon in self intrek as ons kinders van die Here word? Moet ons 'n gesindheid hê van Kolossense 2, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Dis nie, broer en suster, wat die Here hier bedoel nie. Dis is nie waaroor dit gaan dat ons vyand van die wêreld is nie. Die Here stuur ons inderdaad om op alle plekke in hierdie wêreld 'n lig te gaan wees en 'n sout te wees. Jesus self was bestempel as 'n vriend van sondaars en tollenaars. Want hy het na hulle uitgereik. Hy het na hulle uitgereik. Nie om soos hulle te word nie, maar om sodat hulle soos hy kan word. Om hulle ook in 'n verhouding met die Vader te bring. So wat word dan bedoel met die wêreld? Dit bedoel almal wat God teenstaan. Alles wat my wil verwyder van my verhouding met God. Die mense, die dinge, die bedrywighede, die idees, die filosofieë wat my gees wil verwyder van God. Dit is my vyand. Dis God se vyand, dis my vyand. Dit is waarteen ons moet stry. Die bose geeste in die lig, sê Efesiërs. Is daarom die vraag wat ons 2026 mee tegemoet gaan, moet in ons harte wees. Is ek 'n vyand van die wêreld? 2026. Is jy 'n vyand van daardie wêreld? Of loop jy hand om die lyf met die vyand 2026 in? Jakobus 4 vers 5 sê, of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die gees wat hy in ons laat woon het nie? Hoor net hierdie woorde. God sê hy is ons vriend in hierdie sin. En nou sê hy, dink julle die skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die gees wat hy in ons laat woon het. Laat ek hierdie woord besitlikheid net vir 'n oomblik verduidelik. Dis 'n woord wat praat van naar word van jaloesie.
Ek hoop nie het gebeur nog as jy getroud is nie, maar voor jy getroud is en jy die boyfriend of girlfriend, en jy sien hoe hy of sy praat met iemand anders, voel my so holkol op die maag, wat is nou hier aan die gang? Dis wat hulle sê, wat die Here sê, wat Jakobus sê, dis hoe die Here voel oor ons, as ons vriende met die wêreld word. Hy raak sommer naar van jaloesie, op 'n mooi manier. As jy sien jou geliefde flirteer met iemand anders, dis hoe die Here reageer, wanneer sy vriende van die wêreld word. Jy sien, as ons gaan lees in Genesis 1 en 2, oor die skepping van die mens, dan sien ons dat die Here vir die mens 'n liggaam geskep het, maar hy vul daardie liggaam met 'n gees. Hy gee aan die mens die gees. Die Here blaas gees in die mens in. Toe ek hierdie skryf, toe daar 'n prentjie by my opgekom, van lig wat jy in 'n papband inplaas. Toe God die mens geskep het, was hy net 'n papband, 'n dop. Maar hy gee die gees in ons, my gees, jou gees. So sonder die gees wat in die mens is, anders as die diere, né? Sonder die gees wat in die mens is die mens eintlik ook niks anders as 'n dier nie. Want dis die gees wat jou onderskei van 'n dier. 'n Dier word beheer deur sy drifte, deur sy emosies, sy instinkte, sy eie oorlewing. Hy leef vir die oomblik. Maar die mens het 'n gees wat deur God aan hom gegee is. En dis wat hier gevra word. Is jou gees in 'n verhouding met God? Versoen met die Here wat dit aan jou gegee het? Of is jou gees steeds, behoort jou gees steeds aan die wêreld, die God-vyandige wêreld? Broer en suster, daar is geen middeweg nie. Daar's geen middeweg nie. Of jy's 'n vriend van God, of jy's 'n vriend van die wêreld. Dis ook nie snaaks of vreemd om met 'n Christelike gemeente te praat oor hierdie saak. Jakobus skryf hierdie brief so tussen 10 en 30 jaar, ons weet nie mooi nie, na Jesus se hemelvaart. En die gelowiges moet toe reeds daaraan herinner word dat God hulle gees vir hulle homself wil hê. En so is dit vir gelowiges deur al die eeue heen. Die Here herinner ons, elke keer as ons Jakobus 4 lees, word ons herinner dat hy ons gees vir hom opeis. En in die eerste 3 verse van hierdie hoofstuk gee hy vir ons konkrete voorbeelde van die gevolge van gelowiges wie se gees steeds deel is van hierdie wêreld. Mense wat steeds hierdie wêreld liefhet, hier's 2 dinge wat hy sê, wat 'n voorbeeld is van wat met hulle gebeur. Eerstens sê hy, omdat daar van die gelowiges is wie se gees steeds aan die wêreld behoort, is hulle vol rusies en stryd. Rusies en stryd, sê die 83 vertaling. 2020 vertaling sê letterlik oorloë en gevegte. Oorloë en veldslae in daai oorlog. Dit is wat die Here sê. Wanneer jou lewe, jou gees nie aan hom behoort nie, dan is jou lewe vol veldslae, vol oorloë. Dis oorlog met die wêreld, met die mense rondom jou, jou man, jou vrou, jou kinders. Jakobus sê soveel so dat dit tot moord lei. Het sy fisies of in die gees van die 8ste gebod, waar jy so kwaad word vir mense, dat jy in jou hart moord pleeg. En hy sê hierdie rusies wat tussen mense ontstaan, is nie eers altyd as gevolg van dwaalleer of dogmatiese verskille nie, maar of afguns op mekaar se voorspoed en op mekaar se besittings. Ons noem dit materialisme. Die mens is die hele tyd in stryd as gevolg van materialisme. Ek wil meer hê, ek wil weer hê, ek wil joune hê. Ek sal joune selfs bekom. Soveel so dat hulle lus word om moord te pleeg. Geliefdes, hier is 'n vraag waarmee ons onsself moet konfronteer. Wat is jou doelwitte vir 2026? Vir ons lewens. Is dit om ryk te word? Is dit om welvaart te hê?
Is ons bereid om 'n vriend van die wêreld te wees terwille daarvan dat ek materiële voorspoed of welvaart sal bekom? Tot watter uiterstes sal ek gaan om ryk te word, om geld bymekaar te maak? Madonna sing ons, I'm a material girl. Is jy 'n material boy? Material girl? Of behoort jou gees aan God? Verder sê Jakobus, so diep gaan hulle liefde vir die aardse dinge, dat hulle selfs God wil inspann om wêreldse dinge te bekom. Hulle gebede is nie meer belydenisse van hulle afhanklikheid aan God nie, maar dit ontaard in eise vir my eie gewin. Here, ek wil gesond word, Here, ek wil geld hê, Here, ek wil by bevordering kry, Here, ek het dit nodig. Hy sê, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle welis kan deurbring. So geliefdes, weer eens, moet ons onsself 'n vraag vra. Waarvoor bid ons in 2026? Is ons gebede 'n inkopieslys by die Here, sê, Here, ek het dit nodig, gee vir my dit. Of so in die idioom van Kersfeestyd, is my gebede so 'n briefie aan Kersfeesvader om te sê, hier is wat ek nodig het, hier is wat ek begeer, hier is wat ek graag wil hê, sulke selfsugtige gebede. Gebede wat rondom my draai, of is dit gebede wat draai rondom die koms van die koningskap, die koninkryk van God? Geliefdes, vers 6, verbind vyandskap met God aan hoogmoed en vriendskap met God aan nederigheid. God staan die hoogmoediges teen. God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Wat is hierdie hoogmoed wat vyandskap met God verteenwoordig? Niks anders nie as die eie ek. My eie wil, jou eie voordeel, wat jy stel bo God se eer. Het gebeur op duisende maniere, maar dit gaan ten diepste daaroor dat God nie meer waarlik koning van my lewe is nie, maar ek, my eie koningkie, of my eie koninginnetjie van my lewe. So wat sou nederigheid dan inhou? Is om te weet, vir elke asemteug, vir elke sent, vir elke glimlag, vir elke vreugde, vir elke vrede in my hart, in my lewe, ja, vir alles, is ek afhanklik van hom, wat aan my gees gegee het, wat my bewus maak van binne af, van die seëninge wat ek elke dag beleef, wat my met bewussyn laat leef anders as 'n dier. Het jy mooi opgelet wat die teks gesê het? God staan die hoogmoediges teen, maar aan nederiges gee hy genade. So wil jy weet wat 2026 in die toekoms vir jou inhou? Vra dan vir jouself, is ek hoogmoedig of is ek nederig in God se oë? As die antwoord sou wees, nederig, dan kan jy verseker weet, dat die toekoms ingaan onder God se seënende hand. Beteken nie dat iets slegs nie met jou kan gebeur nie, inteendeel, selfs die slegste dan is wel vir jou hanteerbaar, want God gee genade aan die nederiges, staan hier. Al gaan dit sleg, God gee genade, sy seën, op hulle wat nederig tot hom nader. Jy is nie op jou eie kragte aangewese dan nie, maar die Here God gee aan jou krag, elke dag, elke oomblik, deur sy gees wat in jou woon, wat inderdaad gee, dat hy nie net aan my gees nie, maar hy gee ook aan my, gee nie net aan my gees nie, maar hy gee ook aan my die Heilige Gees, aan elkeen van sy vriende, elkeen van sy kinders. Maar in teenstelling, as jy hoogmoedig die nuwe jaar ingaan, dan kan jy verseker wees, God sal jou teenstaan. God sal jou teenstaan. Dis die teenoorgestelde van genade ontvang. Ja, slegte dinge sal ook op jou pad kom, maar die verskil is, dan is daar nie genade om jou te begelei nie. Dan is daar geen inwonende gees wat jou krag gee en jou lei nie, of jou help om die lewe te verwerk nie. Maar nou sê ons teksvers, dan kry die nederiges nog 'n bonus ook, vers 7 en 8. Onderwerp julle dus aan God, onderwerp julle dus aan God, weerstaan die duiwel,
dan sal hy van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Ja, die duiwel sal, verseker, in 2026 probeer, om 'n wig in te dryf, tussen jou en God. Hy sal verseker probeer, jy kan het so seker weet, as jy hier sit vandag. Die duiwel gaan probeer om 'n wig tussen jou en God in te druk, om die vriendskap te breek. Hy sal jou probeer wegrokkel van God af. Hy sal jou laat twyfel aan God se goedheid. Hy sal jou laat twyfel aan God se goedheid. Hy sal jou laat wonder oor jou godsdiens en die sin van jou godsdiens. Hy sal jou verstand probeer verduister. Hy sal jou toetse in versoekings verander. Maar as jy een van God se nederige kinders is, dan sal jy verseker weet, as ek teenstand bied, in die krag van die inwonende gees, dan sal die Satan vlug, en God sal naderkom. Dink net vir 'n oomblik aan die implikasie hiervan. Die belofte van die Here. Hoe meer jy vyand van die duiwel in die wêreld word, hoe inniger word jou vriendskap met God. Jy groei in die geloof. Jy groei in jou verhouding met die Here. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Vriendskap in die wêreld bou mure, bou skanse tussen jou en God. So geliefdes, 2026, die toekoms, onvoorspelbaar. Ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Maar vir gelowiges, hanteerbaar. Hanteerbaar, omdat jy 'n vriend van God is. Daarom, bly nederig afhanklik van hom. Bou jou verhouding met hom op in 2026. En jy sal 2026 en elke lewensjaar wat die Here aan jou gun, ervaar as 'n jaar van genade, van toenadering tot hom. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Dankie Here vir u woord. Dankie dat ons kan veilig voel in die wete dat u ons vriend is. In die sin dat u ook met ons 'n verhouding wil bou. En dankie dat hierdie verhouding geskep is deur Jesus, dat dit van u af uitgaan. Maar gee dat ons ook hierdie verhouding nie sal afskeep nie, maar sal versterk. En daarom vra ons dat 2026 vir ons ook 'n jaar sal wees van verdieping in ons verhouding met u. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Daar's geleentheid vir die kollekte. Ek wil net herinner, op Kersdag het ons 'n Kersdiens, 9:00 die oggend. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.